90. Psalm 92. Ek het gisterand aan u die versie genoem wat oom George Miller op die 5de Desember 1835 gelees het. Dit is inderdaad Psalm 82 vers 10, 81 vers 10, maar julle moet dit in die ou vertaling lees. In die ou vertaling staan daar, maak oop jou mond, sodat ek dit vir jou kan vul. Die nuwe vertaling, die 83 wat ek gebruik, stel dit so, wat julle nodig het, sal ek vir julle in oorvloed gee. So dit is die regte vers, is net die verkeerde vertaling. Goed julle, vanaand, laaste Psalm, Psalm 92, en vanaand word hierdie Psalm vir ons opgedeel in 4 hooftemas. Die eerste hoofthema gaan julle sien is van vers 1 tot by vers 8, en daai tema gaan oor dankbaarheid. Dan het ons vers 9 en vers 10, en dit is weer 'n belydenis, dat God straf en dat hy regverdig is, en dan het ons vers 11 en vers 12, wat 'n vertrouenslied is, 'n lied wat op God se vertroue roep, en dan vers 13 tot 16, is die laaste gedeelte waar hierdie Psalm dan ingedeel word, en dis 'n verwagting. So kom ons lees lekker saam. 'n Psalm, en sal julle sien dat dit in ons Bybel daar nog staan, 'n lied vir die Sabbatdag. Dis die enigste van die psalms wat nog die opskrif behou het. Dit is goed om die Here te loof, om u naam te besing, Allerhoogste. Om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou. Om dit te doen met snaarinstrumente, met 'n harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here. Ondeurgrondelik u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here, en dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here, almal wat onreg doen sal vernietig word. Maar vir my gee u krag soos die van 'n buffel. U laat my 'n oorwinningsfees vier. Ek kyk op my teestanders neer en luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die ou vertaling sê, die Here giet olie op my horings uit. Dan vers 13. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here, en hulle groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. Hy is inderdaad my rots. Gemeente, ek het 1 jaar in die vorige gemeente waar ek was, in Bethlehem Oos, het ek met 'n nuwe jaarspreek, het ek vir die gemeente gesê, ek wil hierdie 'n dankie sê jaar maak. Daai oggend van die 1 Januarie, toe ons nuwejaarsoggend erediens hou, het ek nie geweet dat daai jaar COVID sou wees nie. Dit was 2020. En ek het die gemeente daai jaar uitgedaag, sonder dat ek geweet het wat vir ons wag. En ek het vir hulle gesê, kyk of jy vir 365 dae van hierdie jaar, elke dag, eintlik 366,
Of jy elke dag vir die Here vir iets kan dankie sê. En as jy sosiale media het, post dit. As jy dit nie het nie, skryf dit neer. En raai, hoe ver het die gemeentelid gevorder wat dit die meeste gedoen het? Die 3 Februarie. 32 dae. Daar sit iets in ons, dat ons sukkel om dankbaar te wees. Ek onthou op universiteit het ek 'n vriend gehad, hy het filosofie gestudeer. Hy was voordat hy gaan studeer het, was hy 'n diep gelowige kind van die Here. En ergens in sy filosofiese studies het hy skepties geword. Baie vrae begin vra oor die geloof. En hy het eendag vir my gesê, hy weet nie eintlik meer of hy glo nie. Hy weet nie eintlik meer hoe om oor God te dink nie, wat om met God te maak nie, en wat help dit jy bid na hierdie God toe. En ek het hom daai dag uitgeluister en ek het vir hom gesê, al wat jy moet doen, dis wat ek dink, probeer om weer van môre af dankie te sê. Sê dankie al glo jy nie in die Here dalk nie, maar sê dankie vir iets, of iemand anders groter as jy. Sê dankie vir die feit dat jy kan studeer, sê dankie dat jy vanoggend kom eet, sê dankie dat jy lewe, en kyk of dit nie 'n effek op jou lewe sal hê nie. Maande later het hy weer sy geloof begin terugkry. Want julle moet weet vanaand, dat iemand wat voor God dankbaar lewe, erken dat die Here die een is wat voorsien. En hierdie psalmis skryf vanaand oor ongelooflike geleenthede waarin ons vir die Here kan dankie sê, want dis hy wat my deur die nag bewaar. Dis hy wat my deur die dag lei. Dis hy wat my vashou. Dis ongelooflike mooi redes waarom ons voor die Here kan dankbaar wees. Maar daar's vanaand 'n ander gedeelte wat ek wil hê ons gou na toe moet blaai, en dit staan in Handelinge 16. So blaai gou saam met my in julle Bybel, net gou na Handelinge 16 toe. En dan kom ons terug na hierdie Psalm toe. In Handelinge 16 gebeur daar 'n ongelooflike ding van vers 11 af. Ek gaan dit nou nie lees nie, maar Lydia, die kleremaakster, sy kom tot bekering nadat die Here haar hart oopgesluit het vir die evangelie. Is een van die mooiste verse vir my in die skrif van God wat vir jou geloof gee. Hy sluit jou hart vir jou oop. Maar net daarna lees ons van 'n bitter slegte ding, dat Paulus en Silas gevange geneem is en hulle word in die tronk gegooi. En ek wil saam met julle by vers 22 begin lees. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Nou as jy in die Bybelse tyd in 'n Romeinse tronk beland het, het jy op jou knieë gesit met jou voete agter jou lyf. Dan is jou voete agter jou in 'n houtblok vasgeslaan. En wat hulle gedoen het was, hulle het jou hande langs die kante vasgebind, sodat jy nie kon gaan lê nie. Jy moes die hele tyd agteroor lê, of jy moes regop op jou hurke sit. Dit is wat hulle gedoen het. En kyk wat sê nou hierdie ongelooflike vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid, en wat doen hulle? Hulle sing tot lof van God.
Die woordjie wat ons in die Psalm kry in Psalm 92 is die woordjie Yada. En daai woordjie Yada word dan oorgedra na hierdie Griekse woord toe wat presies dieselfde beteken. Die een is net dank en die ander een is lof. Nou gemeente, om vanaand daai perspektief vir julle so bietjie in sy konteks te kom plaas, dink ek dat Paulus ernstig was toe hy gesê het dat ons in alle omstandighede dankbaar moet wees. En ek dink ons sukkel daarmee. Ja, dit is maklik om dankbaar te wees as die oes goed lyk. Dit is maklik om dankbaar te wees as die werk volop is. Dis maklik om dankbaar te wees as die inkomste goed is hierdie maand. Dis maklik om dankbaar te wees as die karre nie breek nie en as die yskaste loop en as die krag nie afgaan of die kabels nie gesteel word nie. Ek is mos nou in 'n munisipale huis, ek weet nou waarvan ek praat. Dan is dit maklik om dankbaar te wees. Maar die Here gee vanaand vir ons 'n ander perspektief op dankbaarheid. Dankbaarheid is nie 'n geval van jou toestand nie. Dankbaarheid is 'n geval van die toestand van jou hart. En ongelukkig vanaand ken ek baie Christene dat wanneer hulle by 'n kamer instap, wil ek net vensters oopmaak want hulle steel my suurstof. Hulle dra koolsuurgas in. En dan wonder ek by myself, waar is jou dankbaarheid? Want julle ons dink, dankbaarheid kom net vanuit goeie omstandighede uit. Hier is Paulus en Silas in die tronk op hulle knieë, hulle is nou net geslaan, hulle klere is nou net van hulle lywe afgeruk, hulle is nou net in blokke vasgeslaan. En dan sing hulle prysliedere tot lof van die Here. Ek het dit al vertel, maar ek het 'n ouma wat bitter min in haar lewe het. Sy het haar lewensmiddele weggeleef. Sy het soos wat sy geleef het sy vir ander gegee. En vandag bly sy nou by my ma in die huis en sy het nie veel oor nie. Maar julle, ek ken nie 'n dankbaarder mens as sy nie. Sy het niks. En dan vra ek vir haar ouma, hoekom is ouma so gelukkig? Dan sê sy vir my kind, hoe het jy nog nie gehoor nie? Die Here sit op sy troon. Hoe anders kan ek? Dankbaarheid gaan nie oor jou omstandighede nie. Dankbaarheid gaan oor die toestand van jou hart. En hierdie psalmskrywer terug na hom toe, maak daai oproep vanaand na ons toe, dat die Here alles wat hy doen, is dat dit groot is, en dat dit ondeurgrondelik is, en dat sy almag vir altyd staan, en dat hy nooit wankel nie, en dat hy altyd dieselfde is, gemeente, so hoekom moet jou en my dankbaarheid anders wees? As ek en jy die Here kan vertrou in ons goeie dae, hoekom nie ook in ons slegtes nie? En dan sê hierdie psalmskrywer, maar saam met dit moet die gemeenskap met lofsange uitjubel. Julle weet die een plek in 'n gelowige se lewe waar dankbaarheid die meeste gewys moet word, is hier in hierdie gebou. Wanneer ons lofsange ophef na die groot God van die heelal vir die lewe wat hy aan ons skenk, vir die genadegawes wat hy aan ons uitdeel, vir die lewe wat ek en jy die voorreg het om elke dag ander raak te leef. Daar is nie vanaand mense wat hierdie voorregte het nie, ek en jy het hulle. Dis die eerste deel van hierdie psalm. Lewe dankbaar. Lewe dankbaar. Vriende, hoeveel keer sê jy vir die Here dankie vir al die dinge wat jy het? Ek kan jou vanaand waarborg,
My ou kollega het altyd gesê, ek gee vir jou 'n polisie-chap met 'n stem, 'n polisiebrief met 'n chap op. As jy vanaand 'n lysie sou opstel, van al jou positiewe en negatiewe goed wat jy van die Here af ontvang, kan ek jou vanaand beloof dat die goeie goed, die negatiewe goed, ten minste 3-1 wen. Ten minste. Ek kan sien, ek kan hoor, ek kan ruik, ek kan proe, ek kan loop, ek kan my hare kam, ek kan my vingers beweeg. Ek het 'n kar, ek het klere, en so kan ek vanaand aangaan, en aangaan, en aangaan. En dit is by die bewussyn vanaand, wat jy en ek moet uitkom by hierdie punt wat ons sê, dat niks van hierdie goed wat ek het, nie vir my sou gegee gewees het, as die Here dit nie vir my gegee het nie. En dan kom daar weer 'n belydenis vanaand, in vers 9 en 10, dat die Here vir ewig regeer, en dan staan daar, die vyande sal uitgedelg word, want hulle wat onreg doen, sal vernietig word. En nou vriende, dan moet ek vanaand weer met u kom praat, en ek is nou al hierdie week hard geraas en genoeg geraas, maar kan ek vanaand vir u sê, dat kinders van die Here wat weet wat die regte ding is om te doen, maar hulle doen dit nie, is nie dankbaar nie. Hulle is nie dankbaar oor dit wat Christus vir hulle gegee het nie. Hulle is nie dankbaar oor die prys wat hy vir hulle betaal het nie. Hulle is nie dankbaar vir die versoening wat deur die offer gekom het nie. Ek en jy moet regverdig voor hierdie God leef, want sy trou duur vir ewig. Hy wankel nie. Hy bly vir altyd dieselfde. God verander nie, mense. Dis die wêreld wat verander. Dis ons boodskap oor hom wat verander. Maar trek ons die lyne terug na die Here se woord toe, sal ek en jy agterkom hoe baie ons al gekompromiteer het. Wat 'n ongelooflike anglisisme. Op die Here se boodskap. Maar kyk, wat is die gevolg van mense wat dankbaar voor God lewe? Hierdie psalmskrywer sê, ek is so sterk soos 'n buffel. Dis die enigste beeld in die skrif waar die krag van 'n mens vergelyk word met die krag van 'n buffel. Ek het in die week nou weer so 'n video gesien in die wildtuin waar 'n klomp buffels. Het julle gesien wat doen buffels aan 'n leeu? Daai leeu het een van hulle eie kleintjies beet gekry. En toe het begin daai buffels, daai leeu te omsingel. Daar's van daai leeu niks oor nie. Dan kan ek vanaand vir julle kom sê, wat is die punt van Pinkster? Die punt van Pinkster is dit: julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Punt. Julle sal krag ontvang. Daai selfde krag, dieselfde werking wat in Christus teenwoordig was, toe God hom uit die dood uit opgewek het, dis dieselfde werking van sy mag, wat deur die Heilige Gees vanaand in jou en my werk. Gemeente, daar's geen sterker krag in hierdie wêreld, as die krag wat jou van die dood na die lewe toe trek nie. Daar's geen sterker krag as dit nie. Dat God dooie mense vat, wat onder sy wraak gebore is, wat in die sonde verval, wat niks kan doen om self daaruit te kom nie. En as sy Gees in jou inkom, wat doen daai krag? Daai krag trek jou in die genade van God en hy maak jou lewendig. Jy word 'n eksperiment soos Frankenstein. God stuur sy elektrisiteit in jou in. En dan loop ons Christene so in die wêreld rond. Ja, maar dominee, ek weet nie wat om te sê nie.
Dominee, ek weet nie hoe om hierdie gesprek met daai persoon aan te knoop nie. Here, Dominee, wat gaan ek vir hierdie ou antwoord? Wel, Paulus het gesê, op die regte tyd sal die Gees vir jou die regte woorde gee. Jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Die laaste punt vanaand gaan oor volharding. Uithou vermoë. Nou kom ek sê vanaand vir julle, dis die een groot voorreg dat ek en jy vanaand onsself kinders van die Here kan noem. Want die beeld wat hierdie psalmskrywer vanaand gebruik, staan in vers 13. Hy praat van, hulle sal sterk wees soos palmbome, hulle sal soos die hoë seders op die Libanon wees. Dit is die beeld wat die psalmskrywer het oor hulle wat ten volle op God vertrou. Soos palmbome die wind aanvat, en soos wat die seders die storms op die berge aanvat, so staan die kinders van die Here vas. Hulle beweeg nie. Hulle word gewortel en gegrondves in hulle Here Jesus. En hulle word gevoed deur die Heilige Gees. Kan ek vanaand vir u kom sê, dat as die Here jou red hy jou vir altyd. En as die Here jou vanaand plaas op 'n pad van heiligmaking, dan doen hy dit permanent. En dan sê Paulus in Filippense 1 vers 6, en die werk wat God in jou begin, sal hy end uitvoer. Want God hou nie op met sy masterpiece nie. Hy hou nie op met sy skilderwerk nie. Hy hou nie op met sy beeldhoukuns nie. Hy hou nie op met die spinwiel en die klei op sy tafel nie. Want gemeente, hy weet dat as ek en jy in hom gegrondves is, besit ons die krag van die hemel om in hierdie wêreld einduit, voluit te gaan lewe. Die volgende aand, nadat die disippels hierdie psalm gelees het, toe is die Heilige Gees op hulle uitgestort. En die Here plant hulle in Palestina soos palmbome in die wind en soos seders op die Libanon. Daai disippels was so onbevange sterk, dat hulle selfs vir 'n Joodse raad, wat hulle uitgedaag het in Handelinge 4 en vir hulle gesê het, julle moet nou stil bly, julle moet nie verder so praat nie, sê Johannes en Petrus vir hulle, ons het 'n probleem. Aan wie moet ons gehoorsaam wees, aan julle of aan die Here? Maar wat ons betref, ons gaan nie ophou om te praat oor die verlossing van Jesus Christus nie. Hoeveel keer maak jy jou mond wanneer jy eintlik moes gepraat het? Hoeveel keer staan jy terug in stil swye, terwyl jy eintlik 'n diep impak kon gelos het in 'n gesprek? Mag ek en jy vanaand weer besef, dat as ons deur hierdie hele Pinkster beweeg, kom ons by hierdie punt vanaand uit, dat God jou en my syne noem. En dat hy jou en my so syne noem, dat hy ons selfs erfgename maak van die hemel. En as ek en jy erfgename van die hemel is ons gesalfdes. Ons is geseëndes. En ons is gereinig. Moenie die genade van die Here goedkoop maak nie. Daai genade stort God verniet op ons uit. Maar dit was duur. Dit was peperduur
om daai genade te bekom. En mag ek en jy dan vanaand aan die einde van hierdie week kom en net weer besef, is nou alweer 26 minute, en net weer besef hoe ongelooflik hierdie God is. Maar vriende, dat daar in jou en my meer potensiaal lê as wat ons ooit sal besef. Wees dankbaar. Besef dat jy voor God reg moet lewe. Weet dat die Gees vir jou krag gee bo alle vermoë en weet dat God jou plant, dat hy jou vestig, dat hy sorg dat jy sal staande bly binne in die storms van hierdie wêreld. Kom ons gaan leef so. Amen. Ek gaan vanaand vir die laaste keer gaan ek vra dat ons sal oorgaan in 'n hardop gebed.